David Branston. Lekker graag na die woord. Dankie Frans, geliefdes, hartlik goeiemôre ook van my kant af. Altyd baie lekker om hier by julle te kuier. Die hervormers het my lyk my so 'n bietjie vergeet. En vandag toe gebruik hulle my nou sommer op. Ek het nou eers by Ooshoop gepreek. So toe ek nou daar uit toe wonder ek nou moet ek my toon gaan aanhou. Want as ek nou bang ek moet stop, moet ek paar wiele verdink, trek hom eers weer uit. Maar baie groete ook van Littenburg Proost, die NG gemeente, geliefdes, en mag die Here vir ons elkeen ontmoet hier vanoggend in sy woning. En ons word 'n paar oomblikke stil en ons luister na die fotum en die gemeente ontvang ook die seën van die Here. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die Here wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Amen. Mag daar vanoggend vir julle genade, barmhartigheid en vrede wees, en dit kom van God ons Vader, die Seun Jesus Christus, en ook deur die kragvolle en die troostvolle werk van sy Heilige Gees. Psalm lied 205, vers 1 en 3. Laat ons skuld bely en sin van
2, 3, 5 vers 1. Laat ons sing van ons heerlijke toekomst. Kom ons sing die 2, 4, 5 vers 1. Geliefdes, ons gaan die woord van die Here oopmaak vanoggend by 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs 15. Ek dink julle maar almal kan my daarin mooi hoor. Ek is seker waar van hierdie goed die lekkerste op nie, maar as u nie mooi hoor nie, waai maar vir my, dan sal ek dalk so 'n bietjie anders net na die mikrofoon
Kyk, maar geliefdes, ons skriflesing vanoggend 1 Korintiërs hoofstuk 15. Henkie het nou vir my gevra wat is verse, hier's 58 verse in die hoofstuk en ek gaan dit grepe lees, so ek het gesê vir hom, kom ons sit maar net 1 Korintiërs 15 op. Ek gaan maar vra as u 'n Bybel by u het, dat u saam met my volg soos wat ons deur die hoofstuk gaan. Dat jy onthou wat die verse ek nou nog lees. Dit is 'n maklike een, ons begin by vers 1, maar dan gaan ek hier so deur die hoofstuk neem, soos wat ons aangaan. Maar ek dink geliefdes, voordat ons lees die woord van die Here, voordat ons waag om te preek en dit te oordink, kom ons, sit net so dan bid ons saam. Wonderlike Here en Hemelvader, ons wil U vanoggend aanbid as die koning van die kerk en die hoof van U liggaam in hierdie wêreld. Here, wat 'n voorreg is dit om vanoggend so te kan saam wees. Ten spyte, Here, van vol programme, van die koue daar buite. Dankie dat U deur die Gees mense roep om op 'n Sondag so saam te kom. En baie dankie, Here, vir alles wat ons bid deur die genade wanneer ons so by mekaar is. Here, dit is so dat ons altyd met huiwering uit U woord lees, want ons is mense. Ons praat gebroke taal in 'n stikkende wêreld. En daarom, Here, is my gebed vanoggend dat wanneer ons saam lees, en wanneer ons ook saam hierdie woord oordink, dat U deur die Gees hierdie woord sal oopbreek aan elke hart, klein en groot, en dat die Gees hierdie woord uiteindelik lewend sal maak. In elkeen van ons omstandighede, elkeen van ons leefwêreld. Here, en wanneer ons so bid, dan getuig ons ook dat ons U nodig het. In ons lewens, ons het U nodig, Here, as kerk, en in 'n oomblik soos hierdie, wanneer ons saam is rondom U woord. Seën ons dan, Here, ons vra dit in U wonderlike naam. Amen. Ons begin lees 1 Korintiërs 15 hier vanaf die eerste vers. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap wat ek aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. En ek noem ook maar, ek kan nou gerus verder gaan lees, die tussenin verse van hierdie betoog, maar ons gaan dan aangaan ook hier by vers 12. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Dan gaan ek vra dat ek maar verder dan afgaan tot by vers 29. Vers 29, en nou as die dooies glad nie opgewek word nie, wat wil mense bereik wat hulle vir dooies laat doop? Waarom laat hulle nog vir dooies doop? En ons ook. Waarom stel ons dan van uur tot uur aan lewensgevaar bloot? Elke dag word ek deur die dood bedreig. Ja, broers, dit is waar, net so waar as wat julle my trots is in Christus Jesus ons Here. As ek hier in Efese as bloot sterflike mens soos teen wilde diere geveg het, wat het ek daarmee bereik? As die dooies nie opgewek word nie, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Moet julle nie langer laat mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Kom tot besinning, moenie langer sonde doen nie. Party van julle is sonder kennis van God. Dit sê ek tot julle skande.
En dan gaan ons afsluit in hierdie gedeelte hier, die voorlaaste verse, en dit gaan die dadelik herken, baie bekende woorde in die hele Christelike kerk. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Dis die tweede gedeelte van vers 54, vers 55, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Nou geliefdes, die tema van ons prediking vanoggend, nie regtig in teenstelling met die teks nie, maar ons het baie gehoor nou van die dood in hierdie verse, maar ons tema vanoggend is baie kort, leef. Leef, met twee beklemtoningsstreepies daar op die twee e's. Ek wil graag begin vanoggend deur 'n gedeelte vir die voor te lees, wat ek gekry het van die Hollandse teoloog Arnold van Roeler, waar hy die volgende geskryf het in die lig van hierdie stukkie wat ons gelees het, 1 Korintiërs 15. Hy skryf, wanneer 'n mens jou middeljare bereik, begin hy of sy aan die einde dink. Voor dit, in hulle jonger jare, kry mense eers 'n greep op die lewe. Soek avontuur, 'n lewensmaat, 'n beroep en gesin, en maak dinge by mekaar. Maar daarna kom hulle nog voor die vraag te staan, hoe hulle die dood sal aanvaar. En dit, skryf hy, is nou eenmaal 'n vreemde werklikheid, dat die mens 'n begin en 'n einde het. En met die begin het ons gewoonlik nie veel moeite nie, maar die vreemde eindigheid en die tydelikheid van ons bestaan ervaar ons veel pynliker. Wanneer ons aan die einde dink en besef dat ons eendag moet sterf, dat ons lewe op aarde tog sal ophou. Nou miskien het jy al vanoggend jou middeljare bereik en miskien nog nie, want die mense stry oor wanneer is ons nou in ons middeljare, is dit van 40, 50, baie mense sê dit is al later. Maar hoe dit sy geliefdes, hierdie gedeelte herinner ons dat enige mens eintlik aan hulle eindigheid deur of ander tyd begin dink. En om aan die dood te dink, moet ek vanoggend ook sê, is nie gereserveer net vir ouer mense in ons dag nie. Of jy nou vanoggend oud of jonk is, 'n groot mens is of 'n kind is, ons word eintlik elke dag aan ons eindigheid herinner. Ons hoor ook vandag, ons ken toenemend kinders wat inwendige geweld sterf daar in die Kaapse vlaktes. Ons sien mense om ons wie se kinders seldsame siektes opdoen. Ons sien dit eintlik vandag elke keer wanneer ons die nuus kyk of wanneer ons ons selfoon oopmaak, die oorlog reg oor die wêreld wat nou aan die gang is, dat niemand meer omgee wat hulle doen nie. Ook jong mense in ons dag sterf onskuldig. En soms word ons ook gedwing om daaraan te dink, as 'n mens 'n kleinkind of jou kleiner kinders vir jou vra, of hulle ook eendag sal doodgaan. En dan kom jy agter, maar hierdie gedagtes van die dood leef eintlik by alle mense. Daarom as ons die woord van die Here lees, kom jy gou agter dat die Bybel, wil ek eintlik sê, ook nie doekies omdraai as dit kom by die dood nie. En eintlik, wanneer 'n mens deur die woord van die Here blaai, agterkom hoe dikwels die Bybel oor die dood praat. Die Prediker, seker een van die bekendste verse wat ons almal ken vanoggend, as hy sê daar is 'n tyd om gebore te word en daar is 'n tyd om te sterwe. Maar al praat die Bybel baie daaroor, geliefdes, is die punt wat die woord wil maak eintlik dit, dat ons as gelowiges, ons as kerk reg sal dink oor ons eindigheid, dat ons reg sal dink oor die dood. Een van die mooi psalms, Psalm 90, wat deur Moses geskrywe is, gaan dit juis oor sy gebed om wysheid vir hierdie lewe. Hy vra die Here dat hy wysheid kan bekom, dat hy so kan lewe, dat hy getroos ook kan leef in die aangesig van die dood. Want by Moses, dink ek, het daar 'n belangrike ding opgekom, toe hy gedink het oor die lewe. En dit is dat die dood ons baie keer aanvallig kan maak. Dat dit kan maak dat 'n mens met vrees lewe en dat jy saans ook eintlik sleg slaap. Mense, oor die algemeen geliefdes, praat nie graag oor die dood nie, want die binne in ons harte is ons daaroor bevrees. En dit is hierdie vrees vir die dood wat aanleiding gee tot die ontstaan
van hierdie hoofstuk, 1 Korintiërs 15, waar ons saam gelees het. Dis hierdie vrees vir die dood wat aan die grond lê van dit waaroor Paulus hier praat met die mense van Korinthe. Nou weet ek glo u almal is vanoggend bekend met die gemeente daar in Korinthe. Hulle het so 51-52 na Christus hulle ontstaan gehad, die Paulus op sy tweede sendingreis daardeur gegaan het en mense wat die koring gekom het. Maar die stad wat daar die kerk was, wat daar die gemeente was eintlik maar 'n wêreldstad in ons standaarde in daardie tyd. Dit was 'n groot hawestad gewees in die provinsie Agaia en natuurlik soos met hawestede was daar 'n klomp kulture en 'n klomp godsdienste wat daar by mekaar gekom het. En jy kan tog nou vir jouself dink, daardie jong gemeente toe hulle nou brandend was vir die Here Jesus, was hulle ook blootgestel aan baie ander gelowe, baie ander opinies en mense wat mense gesê in hierdie geval wat die dwaalleraars in daardie tyd ook loop en verkondig het. Daarom as jy die twee briewe lees wat ons in die Bybel het, daar's in wese 4 briewe gewees aan die Korinthe gemeente. 2 daarvan het behou gebly vir ons Bybel. Maar dan gaan jy agterkom, hierdie mense het met Paulus gepraat oor doodgewone goed, die alledaagse goed wat hulle wil weet, hoe hulle as gelowiges daaroor moes dink, die kos wat hulle geëet het, hulle huwelike, hoe moes hulle gesinne gelei het. Hulle het ook gewonder oor hoe moet ons die orde in die gemeente byvoorbeeld hanteer. Hulle praat oor doodgewone goed met Paulus, of hulle vra vir hom deur die ander medewerkers van Paulus, hoe moet ons oor hierdie goed dink, want daar's 'n klomp mense rondom ons wat eintlik anders dink. Nou hierdie vraag het natuurlik by Paulus uitgekom, deur die ander medewerkers wat hy daar gehad het, onder andere Stefanas, Fortunatus en Achaicus, het Paulus laat weet en gesê, maar hierdie mense is aan die worstel, hulle is aan die dink, onder andere ook oor die dood. Toe Paulus die evangelie aan hulle verkondig het hulle natuurlik in sig gehad, hulle het vrede gehad oor die sterwe, want herinner Paulus hulle, ek het aan julle niks anders verkondig nie as Christus en wel hom as die opgestane Here. Maar toe kom die dwaalleraars, toe kom die mense wat weer twyfel saai in hierdie gemeente se gemoed, mense wat eintlik vir hulle laat verstaan het, maar die dood is die dood. Die dood is die einde van alles. En op hierdie manier het die dwaalleraars dit reggekry om die band tussen Jesus se opstanding en die dood weer deur te knip. Ons kan in gewone taal sê, daar het eintlik 'n kortsluiting gekom in hierdie gelowiges se denke oor hulle aardse einde. Paulus het geweet, sodra mens dink aan die dood, sonder om ook die opstanding van die Here Jesus voor oë te hou, dan het dit vrees tot gevolg. Dan het dit baie keer twyfel in mense se harte tot gevolg. 'n Vrees wat ek glo vandag ook onder ons bestaan. Dat ons eintlik ongemaklik geraak het oor die dood. Die dood is vir ons een ding en dit is die einde. En baie keer is dit ook so met jou en my. Wanneer ons nou eerlik moet dink oor die dag wat ons nie meer hier gaan wees nie, dan bring dit baie keer 'n kettingreaksie in ons lewens na vore. Eers is al baie keer die vrees, waarvan Van Ruler ook geskryf het, en wat ek nou vir julle gelees het, dat die dood ons eintlik laat rondrol in die nag. Maar dan is daar baie keer by mense ook 'n ander reaksie wat sê, nee, maar kom ons ontken die dood. Kom ons sê vir mekaar, maar hierdie lewe is die enigste lewe. Mense sien baie keer so 'n plakker, ek weet nie as die Land Rover bestuurders vanoggend nie, one life, live it. Staan baie keer, ek sien dit nogal, as 'n mens ry, staan dit voor op die Land Rover. En dis wat baie mense glo vandag. Daar is net hierdie een lewe. En dit is die filosofie wat hierdie mense, die dwaalleraars in Korinthe ook aangehang het. Want hulle het gesê, maar laat ons eet en drink en vrolik wees, want môre sterf ons in elk geval. Ons kan sê, hulle het die realiteit en hulle vrees aan die dood probeer wegleef. Ons doen dit ook baie keer net te fokus op die hier en nou. Dat ons so leef asof daar nie 'n ander werklikheid is nie. En ons gaan op, soos Van Ruler ook geskryf het, en by mekaar maak van goed. Ons gaan op in mekaar en ons kinders se lewe, ons prestasies, alles wat hier op aarde in hierdie lewe vir ons bied. Maar net soos wat ons ouer raak te besef, dat niks in hierdie werklikheid, my geliefde, niks wat jy vanoggend hier sien, vir altyd gaan wees. Ons almal
word met ons eie eindigheid gekonfronteer. Dan bly ons eintlik vir jare in hierdie kringloop vasgevang, en vrees, ontvlugting en uiteindelik ook 'n dieper vrees as die realiteit die jou begin tref. Hoe hanteer Paulus die vrees wat by hierdie mense geleef het? Wat vir ons ook baie keer dalk in 'n greep vas. Hy herinner hulle aan die baie kragtige boodskap waarop ons geloof gebou is. Baie eenvoudig, Jesus het opgestaan. En omdat Jesus opgestaan het, sal elkeen wat in hom glo, ook eendag die dood oorwin. Nou ek wil sê, dit is 'n kragtige boodskap, geliefdes. Dis die kern waarom ons geloof draai. Ons het dit nou so mooi gehoor ook in die geloofsbelydenis. En die mense van Korinthe het dit geken. Dis hoe hulle eintlik tot bekering gekom het. En daarom sê Paulus, maar ek herinner julle. Ek herinner julle, want julle weet dit eintlik alreeds. Die belangrikste sê wat ek aan julle gelewer het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf. Hy is begrawe, maar hy is op die 3de dag opgewek. Hierdie mense moes dit 'n slaggie dalk net weer hoor, en hulle moes veral weer daar aan vashou. En as ek weer hierdie beeld van die kortsluiting kan gebruik, so wil Paulus eintlik weer die drade bymekaar bring, en die kortsluiting wat in hierdie mense se gedagtes geleef het, wou hy weer oorbrug. Julle kan nie dink aan die dood sonder om ook aan die opstanding van Christus te dink nie. Die dood, sê Paulus, is nie meer ons laaste vyand. Ons moet nooit vergeet nie, geliefdes, die dood was ook God se vyand, maar hy oorwin dit deur sy seun aan die kruis wat gesterf het en op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood. Hierdie woorde wat ons laastens saam geleef het, is met ander woorde dit waarin hierdie mense ook moes vashou. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. En daarom kan Paulus eintlik so spottenderwys ook hier vra, maar dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Met ander woorde, hoe kan jy nog ons as mense seermaak as Christus dit klaar oorwin? Hoe voel jy vanoggend, geliefdes, oor die dood? As ek jou so ongemaklike vraag vanoggend kan vra. Jy sal ons gaan lê, jy dink daaraan, staan in jou hart ook vrees, dalk soos die vrees wat geleef het in die harte van die gelowiges daar in Korinthe. Wat beleef jy as ons week na week ook sien op ons gemeenteblaadjies, dat mense, ons geliefdes, ons ontval? Wat dink jy regtig in jou hart as jy elke dag sien hoe algemeen die dood rondom ons geraak het? Hoe onverwags en maklik dit ons besoek? Wat jy ook al dink en beleef. Ek dink die troos van hierdie gedeelte is baie, baie duidelik. Die opstanding van ons Here Jesus het die angel uit die dood kom trek. Ja, vir ons wat geliefdes mis, maak dit nie daarom gemis en ons aanpassing hier op aarde maklik. Dit gaan hier in die vrees waarmee mense loop, en as Paulus dan sê, maar omdat Christus opgestaan het, is die angel van die dood verwyder. Jesus sê dit self ook in Johannes 11 vers 25, julle sal opstaan tot die lewe. Elkeen wat in my glo sal opstaan tot die lewe. Maar geliefdes, uiteindelik gaan hierdie gedeelte wat ons saam gelees het oor meer as troos. Dit wil vir ons as gemeente, as kerk ook 'n opdrag kom gee wanneer ons dink aan die dood. Daar is eintlik 3, en jy moet nie bang wees, ek moet baie kortliks net doen, 3 goed wat as opdrag ook by hierdie troos gelees kan word. En die eerste hiervan is, as die woord praat oor ons eindigheid, as dit praat oor die dood, dan wil dit indirek vir ons sê, maar gaan kyk ook na die lewe. Gaan kyk ook na die lewe wat ons vanoggend nog die voorreg het om te ervaar. Ja, hierdie gedeelte berus op die realiteit van die dood, en as dit nie 'n realiteit was nie, het hierdie preek en hierdie skrywe van Paulus natuurlik nooit plaasgevind nie.
Daar's een ding waarvan ons vanoggend seker kan wees, ons almal het 'n einde. Maar omdat jy dit weet, moet jy eintlik deur daardie lens ook kyk na die lewe wat jy vanoggend het. En moet 'n mens vra, maar waarmee is ek besig? Wat maak ek vanoggend met die lewensdae wat ek wel het? Dis baie keer een van ons werklik hieraan begin dink dat baie mense waarlik begin lewe. Dis ironies, né? Maar dit is tog so waar. As die mens nie die dood na die lewe kyk, leef jy soveel anders. Dit is baie keer in lig van ons eindigheid dat ons agterkom hoeveel tyd ons hier op aarde kan mors. Hoeveel tyd en energie ons spandeer aan dinge wat eintlik niks saak maak nie. Baie keer spandeer ons geweldig baie tyd om kwaad te wees vir mense, om te beklei met ander, om goed by mekaar te maak, om goeie lewenstyd te vermors. En daarom vra hierdie gedeelte, waarmee is jy besig? Dit sê eintlik vir ons, gee die opdrag om kyk na jou lewe, gaan kyk 'n bietjie geliefdes na jou verhouding met ander mense, na jou verhouding met jou vrou, jou kinders. Gaan kyk hoe jy lewe. Kan jy vanoggend regtig sê dat die tyd wat die Here vir jou gee, jy besig is om sinvol te gebruik? Die tweede opdrag wat hy hier gee, en dis 'n negatiewe opdrag, moenie die dood losmaak. Moet nooit die dood losmaak van die opstanding van ons Here Jesus nie. Nou sê ek, dis 'n negatiewe opdrag, want dit sê, moet dit nie doen nie. Want as ons dit doen, dan gaan dieselfde gebeur wat daar in Korinthe gebeur het, en gaan ons hooploos raak. Gaan ons eintlik 'n stuk hooploosheid beleef, 'n stuk sinloosheid, en sê maar waaroor gaan alles tog as die dood die einde beteken? En daarom sê Paulus, moet nooit, moenie die dood losmaak van die opstanding van ons Here Jesus. As jou kleinkinders vir jou vra, as jong kinders vir ons vra of hulle op eendag gaan sterwe, ja, dan moet ons eerlik wees, geliefdes, maar ons mag dit nie losmaak van die opstanding van ons Here Jesus nie. Moet nooit, sê Paulus, die dood lospraat van Christus se opstanding. Maar die belangrikste opdrag in hierdie gedeelte gaan maak baie seker dat jy die oorwinnaar oor die dood, Jesus Christus, persoonlik ken. Dit is eintlik, wil ek sê, die belangrikste in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Paulus sê in vers 2, deur die evangelie word julle ook gered. Wanneer? As julle vashou aan die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig. As julle aan iets anders vashou, het julle vergeefs tot geloof gekom. Wat het Paulus verkondig? Ons moet dalk ewer vra, wie het Paulus verkondig? En dan is die antwoord, hy het opgestaane Here Jesus Christus verkondig. Daarom, ons gaan dit nou ook sing ons dit so kragtig in die kerk, my enigste troos in lewe en sterwe, is dat ek wat doen, is dat ek aan die Here Jesus Christus behoort. En dis wat jy moet saamvat, geliefdes, ken jy die een, maar die dood oorwin het, want dan kan jy regtig leef. Amen. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir die woord en die woord wat ons vanoggend met oortuiging ook kan sê, die woord wat lewe bring. Ja, Here, die woord wat eerlik en reguit praat met ons as mense, maar die woord wat altyd hoop gee. En Here, ja, ons leef in 'n tyd waar die dood eintlik soos 'n skadedeur elke nuwe dag saam met ons beweeg. Ons kan niks meer kyk of geen berig oopmaak of in 'n gesprek beland sonder dat ons herinner word aan die eindigheid van ons aardse bestaan. En Here, op 'n manier vind ons aanklank by die gemeente daar in Korinthe wat vrees beleef het
as gevolg daarvan. U weet, Here, hoe elkeen van ons dalk daarmee worstel. U weet, Here, wat 'n hooploosheid dit baie keer by ons wek, as ons besef dat dit so is, dat dit waar is. Here, maar baie dankie dan vir hierdie evangelie wat sê, maar moet nooit aan die eindigheid dink, sonder die hoop en die werklikheid van Christus se opstanding. Here, baie dankie vir die troos wat dit ons gee, elke keer wanneer ons hieraan dink. Maar dankie dat U eintlik ook die sleutel tot die lewe in oorvloed vir ons gee. Wanneer U self voor 'n gemeente kom staan, as die opgestane Here Jesus, dat U vanoggend daar is vir elkeen wat hulle toevlug na U wil neem. Here, mag ons aan U vashou, mag ons U persoonlik ken, U wat die almal uit die dood kom haal het. Here, baie dankie vir die voorreg dat ek volgende saam met hierdie gemeente kan wees. Dankie vir die voorreg, Here, wat ek het om vir hulle ook te bid. Dat ek kan bid vir die herderspaar, dat ek kan bid, Here, vir kerkraad en die gemeente, vir groot en klein, oud en jong. Dankie, Here, dat elkeen van hulle aan U vanoggend so goed ken, dat U ons beter ken as wat ons onsself ken. En my gebed is, Here, mag U vir elkeen van hulle voorsien, en mag U vir elkeen van hulle daagliks, elke oomblik, ook die bron van die lewe wees. Dankie, Here, dat ons dit so mag bid, en dat ons dit kan doen in die kosbare naam van Christus Jesus, die Here, wat die dood oorwin het. Amen. Ons antwoord op die prediking is bereiding van die eerste vraag, as ek reg onthou van die Heidelbergse Katekismus. Ons gaan dit staande sing, die 292, my enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Kom ons sing dit ook as 'n stukkie geloofsbelijdenis vanoggend saam. Daarna ontvang jy die seën van die Here, en Henk is dan nog aankondigings. Ja, dan kan jy net weer die plek hê. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Amen.